Geliefdes, vanoggend wil ons saam met u kyk na 'n gedeelte in die woord. En ons kry dit daar in die Ou Testament. Nou ek gaan so 'n bietjie vir julle skets wat hier gebeur het. Ons lees daar in Josua 3 en ons begin by vers 7. Nou, wat in Josua gebeur het, is Moses het gesterf. Hy was die een wat die volk moes lei en hulle was op pad na die beloofde land. Iets wat God beloof het. En toe sterf hy en toe moes hy nou sy opvolger aanwys. God sê vir hom, dit is Josua. En Josua word toe nou die opvolger. En nou sit Josua, jong, briljante jong man, en hy moet nou hierdie ding verder vat. En nou moet hy die een kant moet hy met die Here hoor, en die ander kant moet hy met die mense werk. En in vers 7 kry ons hom waar hy sê, daarop, waar die Here nou met Josua praat, daarop sê die Here vir Josua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, van almal wat om jou leef. Sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos wat ek met Moses gewees het. So vandag gaan die Here iets doen, sodat almal kan weet, die Here is by jou. Gee jy dan bevel aan die priesters wat die verbondsark dra en sê, net soos julle aan die kant van die water van die Jordaan kom, moet julle in die Jordaan bly staan. Nou gee hy opdrag. Nou die verbondsark was 'n teken van God se teenwoordigheid. Hy kom daar van die tyd van die skepping van die tabernakel of die bou van die tabernakel, en daardie tabernakel was die sigbare deel wat sê God se verbond met ons is ewig. En as die priesters wat alleen toegelaat was om daai ark te dra, as hulle voete in die water kom, moet hulle vir 'n oomblik staan. Dit was nou die opdrag. Toe sê Josua aan die kinders van Israel, en hy roep by al die Israeliete bymekaar, en hy sê, kom nader en luister na die woorde van die Here julle God. Nou moet julle luister. Hieraan sal julle erken dat daar 'n lewende God tussen julle is. En hy sal sekerlik die Kanaaniete, die Hetiete, die Hewiete, en die Feresiete, en die Girgasiete, en die Amoriete, en die Jebusiete voor julle uitverdrywe. Hy sal nou al hierdie vyande wat hier vir julle wag, gaan hy hanteer. Nie jy nie, hy sê, die Here gaan hulle uitverdryf. Kyk, die verbondsark van die Here, van die hele aarde trek voor julle uit, die Jordaan in. En neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel, 1 man uit elke stam, en net soos die voetsole van die priesters wat die ark van die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word. Die water wat van bo af kom, sal by een wal bly staan. En die volk het die weggetrek, hulle tentpenne om deur die Jordaan te gaan, en die priesters wat die verbondsark dra, het op die voorpunt van die volk geloop. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was in sy walle al die dae van die oes, bly die water staan wat van die bokant afkom. Dit het opgereis soos een wal, baie ver by die stad Adamlang Sartan, wat afstroom na die see van die vlakte, die Soutsee, en wat heeltemal verdwyn, die onderste gedeelte, sodat dit droog is, terwyl hulle deurtrek teenoor Jerigo. Maar die priesters wat die verbondsark gedra het onbeweeglik by staan op droë grond, terwyl die hele Israel op droë grond deurtrek,
totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het. En dan in hoofstuk 4 word daar opdrag gegee om 12 klippe op te tel en 'n gedenkteken op te rig om te sê, as julle kinders julle sou vra, wat beteken hierdie klippe? Tot sover die onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons lees van 'n verhaal in die Bybel. Maar in die verhaal lees ons van mense soos ek en hierdie geliefdes wat voor U sit. Here, ons is net soos Josua en die volk, is ons gewone mense. En Here, U praat met ons. Ons praat weer met mekaar. En ons is besig om God se pad te loop. 'n Pad wat anders is as ons eie pad, wat ons wou kies. Maar Here, ons leer ook van God, die getroue, en wat die boek Josua vir ons leer, Josua sê, dis die God van die hele aarde. Dis nie net 'n lokale God, en 'n klein God nie. En U gee ons beloftes. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Hierdie gedeelte is baie interessant, en toe ek dit lees, toe dink ek aan die plek waar ons nou is. Jy sien, ek en jy is op reis. Ons is besig om te travel. En die meeste van ons reis is deur die woestyn. Ek dink een van ons het 'n lewe so bokant die aarde gehad wat net vreugdes en geen bekommernisse en geen swaar kry, niks nie. Ons is almal deur goed. Almal deur pyn, party baie, party bietjie, maar ons is almal daardeur. En Israel het 'n hele geskiedenis agter hulle wat met hulle gebeur het. Ja, hulle tot baie stadium nog manna elke oggend moes optel, soos God vir hulle gesorg het. En die voëls vir die vleis, die manna was vir brood. En in daai ark was daar manna en klippe, die klippe van die 10 gebooie, en 'n staf. En dit was alles herinneringe van wat agter lê. Nou ek en jy sit voor 2026. En agter ons lê 'n lewe. Agter ons lê herinneringe. Maar voor ons is die ark. Dis God, sy teenwoordigheid. Die alwetende God. En nou het ons hierdie God, die een wat Jesus gesê het, kom agter my aan. Ek sal jou disippels maak. Ek sal van jou 'n disipel maak. Volg my. Draai weg van jou eie lewe, volg my. So ons het nou voor ons het ons God en agter ons het ons geskiedenis. Kyk ons in die geskiedenis, dan sien ons baie dinge raak. Ons sien oomblikke van genade. Ons sien tye waar God ons so half uit die vuur uitgetrek het. Ek en jy sou nie vandag hier by mekaar gewees het, as dit nie vir God se genade was nie. Wat het ek en jy verdien? Ek meen, hoekom sou ek hier wees? As niks, net genade, net genade. En die Here wil iets nuuts vir jou leer. Die Here wil sê, aan die ander kant die Here is die ewigheid. Iemand wat so onlangs 'n getuienis gegee het van wat volgens die medisy nou 'n paar minute of 'n tydjie
dood was. Hulle al die masjiene moes afskakel en die persoon sê hy het so in 'n tonnel gereis, so in 'n tonnel deurgegaan. Hy sê maar dit was ongelooflik vredevol, heerlik. Hy sê maar voordat hy aan die ander kant uitkom, het die Here hom gestop en gesê jou werk is nog nie klaar nie, gaan eers terug. Jy moet teruggaan. Nou ek luister na dit want daar's baie mense wat sulke getuienisse gee. Maar wat ek en jy het, Israel het nie geweet hoe lyk die beloofde land regtig nie. Oorkant die Jordaan was Jerigo, dit was die eerste stad wat hulle moet invat. Was 'n sterk stad, groot mure, sterk weermag. Al wat hulle geweet het, God het gesê, dit is julle nuwe erfenis. Ek stuur julle in die beloofde land in. En dis waarvoor hulle hy 40 jaar deur die woestyn getrek het. Ek en jy kyk nou na die toekoms en ons kyk na die ewigheid. Nie een van ons wil nog loopbane bou nie. Ons loopbane is verby. Ek het my kans gehad. Maar ek het 'n nou wat ek leef. En terwyl ek nou hier is, so sê die Here vir my, loop agter my aan, ek gaan vir jou deur daardie Jordaan vat een of ander tyd. En ek gaan voor jou uitgaan. My hoop en my vreugde is dis nie iets wat ek kan beheer nie. Dis God se. Ek behoort aan hom. God het vir Josua gesê, jy moet weet, ek is met jou. Ek is met jou. Verskriklike groot woorde. Here, ek is nie alleen nie. Die Here is met my. Hy beloof dit. Ek is met jou. Ek gaan jou daardeur vat. Ek en jy kyk na die onbekende en dan sê ons, Here, ek het so 'n bietjie ek het so 'n gevoelentjies. Ek is nie seker hoe dit gaan lyk nie. En baie van ons het met reg 'n bietjie, ek sê nie vrees in die negatiewe, maar ons het so 'n ligte vraagie en 'n wonder, Here, nou wat gaan gebeur? Here, hoe lyk dit daai kant? Here, hoe gaan ek hoe lyk dit aan die kant die Jordaan? Nou sê die Here, weet jy, al wat jy moet weet, ek is met jou. Al die dae van jou lewe. Maar ek gaan jou nie eens drop, ek gaan jou nie drop as ons deur die Jordaan gaan nie. Ek gaan jou droogvoets deurvat. En dan gaan jy in die beloofde land inkom. Wat leer ek? Ek leer eerstens, ek gaan hierdie nuwe jaar in geloof. Here, 2026, ek weet nie hoe gaan hy lyk nie. Ek weet nie hoe ver is Jerigo, my beloofde land, nog vir my nie. Ek weet nog nie, ek is nie seker nie. Maar Here, wat ek weet, U sê, staan op in geloof. Toe Josua vir die volk sê, maak julle reg, trek uit julle tentpenne, hy gee vir die priesters opdrag, loop voor, dis hoe julle dit gaan doen, het ek en jy 'n opdrag van die Here om in te gaan in 26. Ek het vanoggend gedink, Here, ek ry nou Saterdag, gaan ek en Karen moet vir 'n maand in die Kaap wees, albei my organisasie Petra Instituut vir kinderbediening. En ons gaan so 'n bietjie op 'n retreat en bietjie dinge wat ons moet doen daar. En ek kom eers weer in Februarie hier uit. Nou dink ek, wie gaan ek sien? Wie's nog hier in Februarie? Ek weet nie. Ek weet nie of ek hier gaan uitkom nie. Al wat ek weet, in geloof wag Jerigo vir my beloofde land.
ek kyk net uit. En daarom sê Jesus, moet jy die goed op die aarde bedink nie. Bedink die dinge wat daar bo is. Dis wat my besig moet hou. My gedagtes by die Here, my verlange by die Here. En hy sê geloof is mos 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop. 'n Bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Dis geloof. Daar in Hebreërs 11 kyk ons na 'n mooi uiteensetting hoe geloof werk. Hoe mense 'n merk in die lewe gemaak het deur geloof. En dit begin met 'n verhouding met God. Dit begin waar ek en jy in geloof dinge doen en uitstap. Toe Petrus aan die bootjie was en hy sien Jesus op die water loop, toe sê hy, Here, ek wil ook op die water loop. En die Here sê vir hom, klim uit, kom. Maar Petrus se geloof was nog nie so lekker. Want toe hy uitklim, toe kyk hy na die water en hy sien, man kan mos nie op water loop nie. En daar sink hy. En toe hy nou vir die Here vra, hoekom het hy gesink, sê jou geloof, jou geloof. En ek en jy moet daai geloof hê van 'n mosterdsaad, wat vir die berg kan sê, tel jou op. Geloof kan ons selfs dooies uit die dood uit opwek in gebed. In geloof. As niks wat God keer nie. Maar die mens sukkel. Net soos die disippels, hulle kon daai een ouetjie nie gesond maak nie. En toe sê hulle vir die Here, maar ons sukkel, ons kry nie hierdie kind gesond nie. En die Here sê, julle probleem is julle geloof. En later sien ons dat hierdie selfe Petrus, toe die Heilige Gees in hom woon, dan loop hy. En selfs as hulle sy klere op mense wat siek is gesit het hulle gesond geword. Dis wat geloof doen. So jy gaan 2026 in geloof. Met die geloof van 'n mosterdsaad. Jy sê, Here, hierdie Bybeltjie, van Genesis 1 af tot Openbaring, glo ek elke woord en ek gaan saam met hierdie woord leef. Hierdie jaar. As jy hom nie kan lees nie, dan kry jy vir jou op die app en jy luister na hom. Maar jy kan hom hoor. Jy kan die woord indruk. En die tweede ding aan vers 9 wat Josua vir hulle sê is, hoor die woord van die Here. Is nie vanoggend Rudy se woord nie. Dis die woord van die Here. Hy sê hierdie goeders. Hy leer hierdie goede. Is nie ek in slimmigheid nie. Hy sê, hoor die woord van die Here. Net soos die beloftes gewerk het in die verlede. Selfs in die tyd van die Israeliete, van Genesis af, kan jy terugkyk. Dit werk in jou lewe. Elke plek waar jou voet gaan trap, is joune. Ek is daar by jou. Wees net sterk en volmoed. Moenie ingee nie, moenie toelaat dat die duiwel vir jou lieg en vir jou maak dat jy 'n slagoffer mentaliteit kry nie. Jy moet daai mentaliteit hê van Here, in geloof gee ek nie om nie. Al kan ek nie meer loop nie en ek moet my wielietjie of hulle stoot my in my wielietjie. Ek sal die Here vertrou vir alles. Want ek kyk na die beloofde land. Hy gaan my deur die Jordaan vat. Volgende gedagte, God gee oorwinning oor die vyande. Vers 10. Wat is jou vyande? By Israel was dit die Hetiete, die Ferasiete en al hierdie Hittite. Maar wie is jou vyand? Jyself, jou gedagtes, jou eie liggaam se gebrokenheid. Gister toe werk ons so 'n bietjie daar in die erf. So 'n bietjie 'n warmwaterstelsel vir die swembad te bou. En ek kom agter, maar ek word moeg. Ek het nie meer
Hy lekker energie en ek kan nie meer net op die dakke klim en goed doen nie. En ek is nog jonk, ek meen, nog nie naaste by oud nie. Maar ek besef, my liggaam is eintlik my vyand. Hy wil nie meer nie. Ek wil nog, maar hy wil nie meer nie. In my kop is ek nog jonk. Maar die liggaam wil nie. Een van jou vyande is alleenheid. Ek en jy leef nou hier as 'n gemeenskap. Ek noem julle my gemeente. Julle leef as boeties en sissies hier. Maar daar is soveel tye wat jy alleen is. As jy daar aan die aand so alleen op jou bed lê, dan is jy alleen. Baie van dit wat jou lewe volgemaak het, is weg. Jy het nie meer jou eie tyd nie. Jy het nie meer jou verhouding met jou kleinkinders en jou kinders soos jy dit sou wou hê nie. Daai goeters het aangeskuif. En baie keer voel jy soos 'n las. Ek wil nie gaan kuier nie, want ek is 'n las vir my mense. Dis jou vyande, jou bene, jou oë. Hierdie oë wil net nie meer so lekker sien nie. My ore. Man, ek haat om te dink ek moet 'n oortjie dra. Maar ek gaan moet een dra. Want ek hoor nie meer so lekker nie. My vrou sê is geselektiewe gehoor. Ek sê nee man, ek hoor dat julle maak so wa as julle met my praat. Ek verstaan nie lekker wat julle sê nie. Maar baie keer dan hoor ek nou weer, dan sê hulle, o, sê jy kan hoor. Maar my ore is my vyand, my kragte. Wat sê die Here van dit? Hy sê dit sal jou nie wen nie. Dit sal jou nie wen nie. As ek met my ore moet sukkel of my oë of my hande of my bene, dan sê ek ere aan God in die hoogste hemele. Ek het nog soveel om voor dankbaar te wees. Ere aan God. En dan in vers 11, ek gaan nie alleen nie. Ek kan maar net my oë toemaak en hom volg. Waar hy ook al gaan. Al lê ek hier op my bed en ek is so siek, ek kan nie my lyf optel nie. Dan loop ek agter Jesus aan. Ek sien nie meer nie. Ek voel nie meer nie, maar ek is daar. Ek loop agter Jesus aan. Want God beweeg saam. Sy teenwoordigheid gaan my nooit los nie. En dit is hoekom Jesaja daai pragtige woorde kon skryf. Waar die Here vir hom sê, al gaan jy deur die water, al gaan jy deur die vuur, ek is by jou. Wat bly oor vir ek en jy? Die 12 klippe. Die 12 klippe, as ek en jy deur die doodsjordaan gegaan het, bly daar 12 klippe oor. Wat die simboliek van God en my verhouding is. En waarvan vertel die 12 klippe? Dit vertel vir die volgende geslag van die roemryke dade van God en die lewe wat ek en jy kon leef. Jy los nie niks agter nie. Al erken almal wat dit moes erken nie, maar jy los niks agter wat niks beteken. Jy leef jou history, jou geskiedenis, los jy as 'n monument. Dit gaan of in die as wees, of dit gaan in die graf wees met 'n plakkaat of 'n muur, herinneringsmuur, of 'n grafsteen waarop woorde uitgetik is. Maar jy los nie niks nie. Jy los herinneringe. En dit is wat Dawid bedoel het in Psalm 78.
Hy het gesê, as julle by mekaar kom, praat oor die roemryke dade van God, sodat die volgende geslag kan weet, sodat hulle weer hulle kinders kan vertel. Hy sê vir my volgende, Rudy, maar hoe doen ek dit? Ek wil aanbeveel, vat jou foon, het 'n recorder, hy het 'n opnemer in hom. Jy druk net 'n knoppie, dan kan jy praat. Vertel van jou lewe, vertel van getuienisse, want na jou dood, skielik sê mense en familie, ons hierdie tannie of hierdie oom, ons het so min onthou nog van hom, wat? Dan sê ek, nee, dit moet oorvertel word. Jou kleinkinders, jou agterkleinkinders, jou agterkleinkinders moet vertel van die roemryke dade van God in jou lewe. Los 'n herinnering, 'n gedenksteen. Mag die Here julle seën. Mag 2026 'n jaar van oorwinning, vrede en wandel met die Here wees. As ek julle nie hierdie kant van die graf weer sien nie, sien ek julle aan die ander kant. Hou julle oë op Jesus. Volg hom deur die Jordaan. Laat die totale vrede van God oor jou spoel, want dit was ook die boodskap van die Kersfees, vrede op aarde. En mag julle gesondheid en vreugde en voorspoed geniet, ook in 2026. God help julle. Amen.